Een van die name wat gereeld in die Nuwe Testament voorkom, is die van 'n vooraanstaande fariseer, 'n man uit Tarsus, wie se lewe 'n dramatiese wending geneem het. Wie was hy en hoekom is sy verhaal so belangrik vir ons, vir die Christelike kerk en in Klein-Asië? Wat 'n rol het hy in die kerk in Klein-Asië gespeel? Saulus of Paulus, soos ons hom beter ken, het sy lewe aan godsdienst gewy. Hy was trots op sy herkoms en sy erfenis. Iewers tussen die 1ste en die 5de jaar na Christus is hy in Tarsus, Cilicia gebore. Dit is in die suidoostelike hoek van die moderne Tarsus in Turkye. Hy was dus 'n seun van die verstrooides in Klein-Asië. Op 13-jarige ouderdom is Saulus na Jerusalem gestuur om by 'n rabbi met die naam Gamaliel te gaan leer. Vir 5 of 6 jaar sou hulle op die Joodse geskiedenis, psalms en die profete fokus, en derhalwe sou hy 'n deeglike opleiding in die teologie van die Ou Testament ontvang. Hy sou waarskynlik ook in hierdie tyd met 'n bekende Griekse vraag- en antwoordstyl van onderrig te doen gekry het, wat in antieke tye bekend gestaan het as diatribe-styl. Hierdie metode van werk het die rabbies gehelp om die fynere punte van die Joodse wet te debatteer, om of diegene wat die wet oortree te verdedig, of te vervolg. Saulus het iets soos 'n prokureur of 'n wetsgeleerde geword. En alles dui daarop dat hy spoedig as fariseer deel van die Sanhedrin of die Joodse raad sou word, wat oor die Jode en hulle godsdienstige sake regeer het. Die Sanhedrin het bestaan uit 70 wetsgeleerdes plus die hoofpriester. Die Fariseërs was 'n eksklusiewe groep in Judea wat in die tyd van die Tweede Tempel nogal 'n belangrike rol gespeel het. Al was hulle eksklusief, lyk dit tog asof die gewone Jode, die man op straat, hulle baie goedgesind was. Teenoor die Fariseërs was daar die Sadduseërs. Hulle was grootendeels afkomstig uit die ryk priesterlike klas en was glad nie gewild nie. Hoewel hulle die tempel beheer het, hulle was immers die priesters, wou hulle ook vir Grieks of Helleniseer. Daarom het hulle byvoorbeeld die Griekse filosofie aangegaan. Toe die Tweede Tempel vernietig is, het hulle basis van mag verloor en tot niet gegaan. Daar was ook ander belangrike groepe in Palestina in hierdie tydperk. So was daar die Esseners wat vir hulle self vir godsdienstige redes heeltemal uit die samelewing onttrek het en daar diep in die woestyn gaan woon het. Die dooie see boekrolle is deur hulle oorgeskryf. Die groep, die Selote, wat 'n nasionalistiese militante groep was, het teen die Romeine gerebelleer. So kry ons vir Simon, die ywerraar of 'n Seloot. Dan was daar die tollenaar wat Jode was en namens die Romeine belasting moes invorder. En as 'n reël het hulle natuurlik meer ingevorder as wat hulle aan Rome verskillig was. Hierdie tollenaars is deur die Jode verag en dikwels uit die gemeenskap verstoot. So was Matteus, een van die disippels, so 'n tollenaar. En dan was daar ook nog die Samaritane wat deur die Jode as basters verag is. Meer nog, hulle het die guns van die Romeine gewen deur teen die Selote te veg. Om sake nog te vererger, het Herodes, die seun van 'n Edomiet en 'n Samaritaan, namens die Romeine oor Juda regeer. Daarby het hy nog Tiberias, vernoem na keiser Tiberius, 'n Samaritaanse stad as sy hoofstad ingerig. Gevolglik was daar 'n diep kloof tussen die Jode en die destydse Samaritane. Dit wil voorkom asof Paulus se ywer en toewyding met tyd net sterker en sterker geword het. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem toe kan bring. Hy was van plan om in die geskiedenisboeke opgeteken te word as die een wat die Christelike sekte vir eens en altyd vernietig het. Maar ander tevrede was om bloot met die Christenleiers te twis, was dit sy plan om hulle met geweld teen te staan. Stap vir stap het die dinge waarop hy geroem het, om in iemand verander oor wie Jesus vroeër reeds die volgende gesê het.
Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. Die Here Jesus Christus het 3 aanklagte teen die fariseërs. Eerstens, hulle is dood. Hulle is nie net dood nie, maar omdat hulle ander mense leer om soos hulle te wees, veroorsaak hy ook hulle dood. Dis 'n verrotting wat as dit ware vanuit hulle eie grafte op ander mense neerkom. Maar nie net dit nie. Hulle maak 'n groot ophef van die profete en hulle versier hulle grafte by wyse van spreuke, maar hulle vaders het hierdie profete doodgemaak. En baie van hulle herken dit dat hulle vaders hierdie profete doodgemaak het, maar dan doen hulle inderwaarheid ook nou dieselfde ding. Hulle is ook self moordenaars van die profete. En dan die laaste aanklag. Die laaste aanklag is nie net dat hulle die profete doodmaak nie en dat hulle die stem van die profete stil maak nie, die stemme wat van die Here Jesus Christus getuig, maar dat hulle beplan om hom self ook dood te maak. Stefanus het die fariseërs, Saulus ingesluit, later soos volg aangekla: Julle hardnekkige en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders. So ook julle, watter een van die profete julle vaders nie vervolg nie. Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het, van die regverdige, van wie julle nou ook verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het, en tog nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Hoewel ons nie veel van Saulus se persoonlike lewe voor sy bekering weet nie, weet ons dat hy 'n entoesiastiese lid van die fariseërs en 'n student van Gamaliel was. En van hulle werksaamhede weet ons genoeg. Ons kan dus met redelike sekerheid verstaan wie Saulus was en hoe sy hart gelyk het. Tog het Paulus se verhaal 'n dramatiese wending geneem. Ons lees dat Jesus, terwyl hy gekruisig is, gebid het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Stefanus het op dieselfde manier tot God geroep tydens sy steniging en het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Daardie gebede is verhoor. Op pad na Damaskus, waar Saulus vir homself as fariseer 'n naam wou maak, het hy, soos Johannes daar op die eiland Patmos, die Here Jesus persoonlik ontmoet. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, lees ons, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê: Wie is u, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. 'n Mens kan dink dat dit vir hom 'n geweldige worsteling moes wees. Hy was nie bloot 'n geweldenaar nie. Dit waarmee hy besig was die gevolg van baie dekades se vorming en harde werk. Sy hele denkraamwerk is op daardie oomblik uitmekaar geskit. 'n Mens kan as dit ware die vraag agter sy uitroep hoor: Was ons dan nog al die jare verkeerd? Uiteindelik moes Saulus tot die insig gelei word dat die dinge waarop hy en sy voorgeslagte trots was vir die Here walglik en skadelik is, en dat hy dit moes wegsmyt sodat hy iets beters kan kry. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood
gelykvormig word. So die Here Jesus Christus nog 'n sondaar van die hel verlos om in sy koninkryk diensbaar te wees. Daar is 'n algemene miskonsepsie dat God Saulus se naam met sy bekering verander het na Paulus. Daar is selfs sommige wat beweer dat Saulus bloot Hebreëus en Paulus Grieks is. As sodanig is dit nie vreemd nie, God het dit tog in Genesis met die aardsvaders ook gedoen. Abraham se naam is verander na Abraham, Sarai se naam is verander na Sara en Jakob se naam is verander na Israel. Op die oor af klink dit dus asof dit in lyn met die res van die skrif kan wees. As jy die skrif egter fyn gaan lees, blyk dit egter dat ons iets gemis het. Wanneer Saulus in Handelinge 9 vers 4 die Here Jesus op die pad na Damaskus ontmoet, dan spreek Jesus hom as Saul aan, sonder dat sy naam verander word. Na sy bekering in Handelinge 9 vers 17 spreek Ananias hom ook as Saul aan. Selfs die Heilige Gees spreek hom in Handelinge 13 vers 2 op die vooraand van sy eerste sendingreis as Saulus aan. Na sy bekering word hy altesaam 11 keer in Handelinge as Saulus of Saul aangespreek. Die skuif vanaf Saulus na Paulus is dus nie direk as gevolg van sy bekering nie. Handelinge 13 vers 9 blyk hier 'n draaipunt te wees. Daar staan geskrywe, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, hier word hy op beide name aangespreek. Volgens hierdie vers wil dit dus voorkom asof beide name in gebruik was. Tog moet ons ook oplet dat Saulus van hier af verder as Paulus aangespreek word. En slegs een keer hierna verwys hy weer na homself as Saul. Daar is dus 'n duidelike wending. Handelinge 26 vers 14 werp meer lig hierop. Wanneer Paulus hier na homself verwys, sê hy duidelik dat God hom in Hebreëus aangespreek het. Saul, soos ons weet, was die eerste koning van Israel se naam. Saul of Saulus was dus 'n Hebreëse naam. Paulus daarenteen is die Latynse naam vir Saulus en die Latynse naam word net so in die Griekse taal in die Nuwe Testament gebruik. Griekse woordeboeke verduidelik dat die woord Paulus oorgeneem uit Latyn klein beteken. Dit wil dus voorkom asof Paulus verskillende name in verskillende kultuurkontekste gehad het. Hy is in Tarsus gebore, maar hy het in Jerusalem studeer. Om beide 'n Hebreëse en 'n Grieks-Romeinse naam te hê, was 'n algemene gebruik. Immigrante, veral na die Engelssprekende wêreld, doen dit vandag nog. Saulus se naam is egter nooit deur God verander nie. Tog het hierdie man 'n duidelike keuse gemaak om sy Hebreëse naam nie te gebruik nie, maar wel sy Grieks-Romeinse naam. Dit wil voorkom asof sy naamsverandering nie direk met sy bekering verband gehou het nie, maar eerder vir praktiese redes gedoen is. In Handelinge 13 vers 9 hou Lukas op om na hom as Saulus te verwys, maar gebruik verder die naam Paulus. Die vraag is nou, wat presies gebeur in Handelinge 13? Ons lees dat Paulus begin het om die evangelie aan die heidene te verkondig. Hy het die eerste sendingreis in die laat 40s begin. Aangesien hy meer tyd onder die heidene spandeer het, het hy sy Grieks-Romeinse naam gebruik. Sy Grieks-Romeinse naam, hoewel nie 'n roemryke naam nie, dit beteken mos klein, het hom makliker toegang tot die heidene gegee. Hy het waarskynlik verstaan dat die mense makliker na iemand sal luister wat nie 'n vreemde naam het nie. So in 1 Korintiërs 9 vanaf die 19de vers verduidelik die apostel Paulus homself so. Sê, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak om soveel van hulle as moontlik te win. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, en die wat om die wat onder die wet is te win. En vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet. Al is ek nie
sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is, te win. En dan sê hy in vers 23, en ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. So ons sien dat die apostel Paulus doelbewus alles wat vir hom kosbaar was, een kant toe geskuif het, om soveel as moontlik mense te wen vir die evangelie. Hy het self sy eie identiteit as Jood, het hy ondergeskik gestel aan dit wat die evangelie eis. Nie dat hy ooit ontken het dat hy 'n Jood is nie. Ons sien dit baie duidelik, dat hy homself verdedig het as 'n Jood, dat hy ook 'n Nasareërsgelofte afgelê het. Uiteindelik het hy sy lewe daaraan gewy om die opgestane Christus Jesus reg deur die Romeinse wêreld te verkondig. En dit het hom dikwels in baie moeilike situasies gebring. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 27. So het dit dan gebeur dat hy onder leiding van die Heilige Gees uiteindelik 3 sendingreise onderneem het. En dit was juist tydens die reise wat hy die meeste van sy briewe geskryf het, wat dan ook die grootste deel van die Nuwe Testament uitmaak. Daar word aanvaar dat Paulus uiteindelik in die middel tot laat 60s 'n martelaarsdood in Rome gesterf het. Pamfilië, die landstreek van die Bybelse Klein-Asië. Mens kan nie help as 'n mens hier by die Middellandse See en Middellandse See staan, om te wonder of Paulus, as hy hier sou staan, ook gedink het aan die woorde van Psalm 18 nie. In Afrikaans sing ons dit so mooi, dat die Here vir ons werklik 'n skild is in 'n storm, my skild wanneer die stormwind huil. Paulus het ook so beleef in 'n tyd van verdrukking, 'n tyd wat hy weggejaag is uit stede, 'n tyd wat hy moes voortvlug na 'n volgende stad. Wel wonder as mens hier in Pamfilië is, oor die verspreiding van die evangelie reg oor die wêreld, en ons dink aan hoe heerlik God Klein-Asië gebruik het in die verkondiging van sy woord. Uiteindelik leer Paulus se verhaal ons 3 dinge. Geen lewende sondaar het so ver geval dat God hom nie kan red nie. Jesus het 'n gekruisigde misdadiger voor die poorte van die hel weggeruk. Hy het dieselfde vir die stoere Fariseer Paulus ook gedoen. Tweedens gebruik God die mees onwaarskynlikste mense op die kragtigste wyse in sy koninkryk. Dink maar vir jouself. Paulus was eers 'n ekstremistiese vervolger, 'n vervolger van die kerk wat heelwat bloed vergiet het. Maar die Here het hom omgekeer, sodat Paulus later in sy eie woorde bely het, ek word as 'n drankoffer uitgegiet ter wille van julle geloof in Christus. Derdens is Paulus ook vir ons 'n voorbeeld hoe ons self ook die Here moet dien. Ons het geen reg om enige deel van ons lewe vir onsself te reserveer nie, want Christus gee homself ten volle vir ons oor. Saulus, wat as Paulus gearbei het dit goed verstaan. Vandag het ons baie rede vir dankbaarheid dat hierdie seun van Klein-Asië so kragtig in God, so koninkryk diensbaar gebruik is. In die volgende episode neem ons jou saam op 'n buitengewone reis deur die antieke wêreld. Volg die spore van Paulus, deur die genade trotseer hy gevare, oorwin hy teenstand en breek hy deur kulturele grense, om die boodskap van Jesus Christus wyd en suid te verkondig. Kom stap deur die besige stede van Klein-Asië en Griekeland, tot in die magtige stad Rome. Beleef en oordink Paulus se 3 sendingreise, saam met ons terwyl ons die impak van hierdie merkwaardige man op die vroeëre kerk en die wêreld verken.